Einstein het eenmaal gesê dat as jy nie jou teorie vir 'n 12-jarige kind kan verduidelik nie, en hy of sy dit verstaan nie, dan verstaan jy heel waarskynlik self nie jou eie teorie nie. Daarom gaan ek hierdie program aanbied asof vir 'n 12-jarige kind om te verstaan. Die eerste dan gaan het handel het oor die wegraping voor die verdrukking en die wederkoms rondom die jaar 2027. Die grootste probleem wat meeste mense het met die woord van die Here, is dat hulle nie die totale prentjie sien van die woord van God nie. Dit is soos wanneer 'n mens 'n legkaart sou koop. Sê net maar ek het hierdie legkaart gekoop van die nagwag en ek het nie na die prentjie gekyk nie. Ek het die prentjie geïgnoreer en ek haal nou net hier uit hierdie kartondoosie, haal ek nou net hierdie legstukkies uit. En ek probeer nou bepaal volgens hierdie legstukkies wat die totale prentjie is wat ek moet bou in hierdie legkaart. En so is dit dan baie met die woord van die Here. Is dat ons haal tekste uit en ons probeer rondom hierdie tekste bepaalde teorieë en bepaalde filosofieë bou. En ons verstaan nie die groter prentjie, die groter plan van God nie. En om na hierdie plan van die Here te kyk, moet ons na die totale Bybel kyk in sy geheel. En ons moet begin by Genesis en ons moet eindig by Openbaring. En dit is baie eenvoudiger as wat die mens dit wil maak. En hierin gaan ek dan vir jou wys, dat vanuit die skepping af, op hierdie tydlyn, die skepping van Adam spesifiek, tot en met die boek van Openbaring, die 20 en 21ste hoofstuk, die einde van die 1000-jarige millennium. Die 1000-jarige millennium. Vanaf die skepping, en spesifiek die skepping van Adam af, tot en met die einde van die 1000-jarige millennium, of die 1000-jarige vrederyk, is al die profesieë en al die tekste van die woord van die Here val in hierdie tydlyn. Van die skepping van Adam af tot die einde van die 1000-jarige vrederyk van Openbaring 20 en 21. In die tydlyn was daar twee groot gebeurtenisse. Die eerste gebeurtenis was die wederkoms van die koms van die Here Jesus Christus met sy geboorte in Bethlehem, en die tweede een sal wees die wederkoms van die Here Jesus Christus. So hier sien ons met ander woorde 3 tydperke. Hierdie tydperk staan bekend as die Ou Testament tot en met die geboorte van die Here Jesus Christus. Dan het ons die Nuwe Testament, die Ou Testament. Nuwe Testament is vanaf die kruisiging tot en met die wederkoms van die Here Jesus Christus staan bekend as die Nuwe Testament. Dan vertel die Here Jesus vir ons dan in Matteus 24 presies wat die volgorde gaan wees ten opsigte van sy tweede koms, sy wederkoms. Dat voor sy wederkoms gaan daar 'n tydperk wees wat bekend staan as die verdrukking tydperk, Matteus 24. So hierdie gedeelte, hierdie verdrukking tydperk van 7 jaar, volgens Daniël hoofstuk 9, word meer in die Bybel beskryf as enige ander tydperk in die Bybel. Hierdie tydperk kort voor die wederkoms van die Here Jesus Christus, hierdie gedeelte, word meer beskryf as enige ander tydperk in die Bybel. Alles draai rondom hierdie gebeurtenisse, rondom die koms van die Here Jesus Christus en dit wat dit vooraf gaan. Ons lees dan ook in Matteus 24, dit sal begin met die neerwerp van Satan op die aarde. Die neerwerp van Satan op die aarde en die wederkoms van die Here Jesus Christus. Tussen hierdie twee gebeurtenisse loop daar 'n 7 jaar volgens die profesie van Daniël wat Jesus Christus dan aanhaal in Matteus 24. In die plan van God vir die mens het hy dit dan in 4 aparte gedeeltes op die tydlyn vir ons ingedeel. Vanaf Adam af tot en met die einde van die 1000-jarige vrederyk. Dan sien ons dat vanaf Adam af tot en met die geboorte van die Here Jesus Christus was daar in die geslagregister in Matteus hoofstuk 1 en in Lukas hoofstuk 3 die geslagregister van die Here Jesus Christus.
Nou daaruit kan ons aflei dat met die geslagte wat die tyd wat dit geneem het, dat dit ongeveer 4000 jaar beloop het, vanaf Adam af, van die skepping van Adam af, tot met die geboorte van die Here Jesus Christus. Nou as ons nou na ons selfoon kyk, dan werk ons met die Gregorian kalender, wat begin is met die geboorte van die Here Jesus Christus, dan sien ons die selfoon sê ons is nou in 2025. Dit is die datum, die tyd waarin ons nou leef. Nou ons weet nou nog nie presies wanneer hierdie verdrukking tydperk gaan begin nie, maar ons weet deur die Gees van God, vir die kinders van God, dat dit baie naby is. Maar ons met ander woorde werk nou maar hier met groter getalle. Dan sien ons is daar 'n verdrukking tydperk van 7 jaar, en dan na die verdrukking tydperk is die wederkoms van die Here Jesus Christus, en vir 1000 jaar op die aarde, waar hy oor die aarde gaan heers. Nou, Paulus beskryf dan in 2 Korintiërs 12 vers 2, dat hy was opgeneem na die 3de hemel. Nou, hierdie 3 hemele is baie belangrik in die plan van God, dat ons dit goed verstaan. Die eerste hemel is die 3de hemel, waarna Paulus nou verwys, en dit is waar die koninkryk van God is, Psalm 11 vers 4. Dit is waar die troon van God is, dit is waar Jesus gegaan het om vir ons plek te berei, in Johannes 14, waar ons dan 'n ewigheid gaan wees in hierdie koninkryk. Maar dan is daar 'n tweede hemel. 'n tweede hemel wat Paulus beskryf as die hemel van die bose. Met ander woorde waar die bose magte in is. Efesiërs 6 vers 12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, ons stryd is nie teen mekaar hier op die aarde nie, maar teen bose magte in die lig. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê dat die kleinletter G God van hierdie wêreld, dit is Satan, wat beheer uitoefen en die mensdom verblind. So hierdie gedeelte is die tweede hemel waarin die bose magte woon. Die eerste hemel is die hemel wat ons kan sien, die hemel waarin Jesus weggevaar het, toe hy opgevaar het na die hemel in die wolke in Handelinge 1 en Handelinge 2. So met ander woorde, ons het hier 3 hemele. Die 3de hemel is die hemel van God, waar die Here bly, waar ons in ewigheid gaan deurbring. Dan het ons 'n tweede hemel, waar die bose magte is, wat invloed het op die aarde. Nou hierdie gedeelte word dan beskryf in Openbaring hoofstuk 12 en Openbaring en Daniël hoofstuk 12, dat die engel Michael gaan die Satan dan uit, en al sy engele, wat in hierdie gedeelte is, op die aarde neerwerp, wat dan die verdrukking tydperk sal inlyf. Nou dit wil ek net graag vir jou lees, net om seker te maak dat ons op dieselfde bladsy is. In Openbaring hoofstuk 12 lees ons dit. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie, hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die slang wat genoem word die duiwel en Satan, wat die wêreld verlei is, en hy is neergewerp op die aarde, en sy engele saam met hom neergewerp. Met ander woorde, daar het 'n einde gekom aan hierdie tweede hemel, waar die bose magte is, wanneer die engel Michael, Satan neerwerp op die aarde, om dan die verdrukking tydperk hier in te lyf. Nou, na my mening, is Satan 'n naaper, en so is hy dan, die antichrist, eintlik niks anders as Satan in die vlees nie. So Satan word neergewerp, maar as hy hier op die aarde is, dan gaan hy oor na in die vlees, is die antichrist in die vlees, sodat hy dan in die tempel kan sit en die mense dan verlei. En dit is dan hierdie gedeelte waarin ons praat van die verdrukking tydperk, waarvan die Here Jesus dan aanhaal uit Daniël. En hy sê dit sal 'n tydperk wees soos wat dit nog nooit was nie, en nooit weer sal wees nie. En aan die einde van hierdie 7 jaar verdrukking sal die wederkoms plaasvind. Maar wat nou gebeur is dat hierdie gedeelte wat nou verwyder is die koninkryk van die God in die hemel en sy koninkryk op aarde eintlik in mekaar. Die twee dimensies het in mekaar gesmeld. So by so dat die koninkryk van God is nou in die hemel sowel as op die aarde. Dit kan ons ook lees in dieselfde hoofstukkie wat ek vir jou gelees het. Kom ons som net vinnig op. Ons het 4 tydperke. Ou Testament, Nuwe Testament, verdrukking, 1000-jarige vrederyk. Ons het 3 hemele. Die hemele waarin God woon, die hemele waarin Satan woon, tot op die dag dat Michael hom neerwerp.
en dan het ons in hierdie stadium, dan die hemel nommer 1 is die een waar en nou Jesus opgevaar het na die hemel, wat verwyder sal word. Met ander woorde, in hierdie tydperk van die vrederyk sal dinge baie anders wees, as wat dit normaalweg wees. Dit is in hierdie tyd, wanneer die leeu sal gras eet, en die kind sal met 'n pofadder speel, of met die adder speel, en daar sal geen gevaar meer wees nie. So hierdie is die agtergrond, waarin God se plan werk. Nou voor die fisiese wederkoms van die Here Jesus Christus, sien ons dat die Here deel met twee groepe afsonderlik. Die een groep, die 12 stamme van Jakob, wat dan geëindig het met die geboorte van die Here Jesus Christus, of met die kruisiging van die Here Jesus Christus, en dat ons gesien dat daar 'n nuwe era inkom, wat bekend staan as die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal, wat bekend staan as die Nuwe Testament. Nou hier moet ons verstaan dat hierdie twee groepe deel die Here afsonderlik mee. En as mens hierdie twee groepe met mekaar vermeng, dan is dit wanneer daar tekste is wat baie moeilik is om te verstaan. Ek gaan later baie meer verder daaroor sê, maar kom ons kyk net vinnig na die 12 stamme van Jakob, hulle ontstaan. Ons kyk van Adam af tot en met Noag, omtrent 1000 jaar. Dan het ons verder Abraham uit Ur van die Galdeërs, en hy het 'n seun gehad met die naam van Isak, en Isak het 'n seun gehad met die naam van Jakob, en Jakob het Israel geword. En Israel het 12 seuns gehad, die 12 stamme van Jakob, en een van daardie stamme was die stam van Juda, en dit is waar die Jode vandaan kom. Die Jode is die afstammelinge van die stam van Juda, waaruit Jesus Christus gebore sou word, volgens die profeseë rondom die volk van die Here. So nou gaan ons verder aan, ons sien hierso, omtrent 1000 jaar voor Christus het ons Dawid begin om Jerusalem te herstel, of Jerusalem te bou. En Dawid het ons dan Salomo, wat die tempel gebou het, en na Salomo het ons gesien dat die 12 stamme, die koninkryk van die 12 stamme in twee verdeel het, naamlik die 10 stamme van die noorde, en 2 stamme van die stam van Juda, en die stam van Levi in die suide, het daar 2 koninkryke ontstaan. En na hulle is die 10 stamme weggevoer, en rukkie later is in ballingskap ook die 2 stamme, die stam van Juda en die stam van Levi weggevoer in ballingskap, en dit is in ballingskap wat Daniël dan hierdie profeseë gebring het rondom die wederkoms van die Here Jesus Christus. So ons het nou Daniël wat hier is, en dan het ons 'n klomp profete wat nou na Daniël gekom het. Nou Daniël profeteer dan die 70 7-talle oor sy volk, en hy sê presies wat met die volk sal gebeur oor die afgelope, wat in die toekoms gaan gebeur. Dan sien ons dat daar 'n vrou met die naam van Ester het met die koning van Persië getrou, en 7 jaar na die dood van die koning van Persië, haar man is die koning Artasasta by hom oorgeneem, en koning Artasasta sê hulle nie was die kind van of die seun van Ester nie, maar hy was die Jode goedgesind, en hy het vir Esra gestuur om die Jerusalem te herstel na die ballingskap. Hierdie herstel was in die jaar 457 voor Christus. 457 voor Christus. Volgens die Bybel in Esra 7, hoofstuk 7 vers 7, en al die geskiedenisboeke rondom dit is hierdie datum bevestig, dat die herstel van die volk het begin 457 voor Christus. In hierdie tydperk het die Here dan baie keer profete gestuur en gesê dat sy koms naby is. En hy sê dit dan ook, as hy na Jerusalem kyk, dan dink hy terug toe hy in die hemel was, hy sê, Jerusalem, hoeveel keer wou ek hier nou soos 'n hen, haar kykers onder my inneem nie, maar jy die mense doodgemaak wat ek na jou gestuur het. Die profete wat ek na jou gestuur het, en gesê ek is op pad, het jy doodgemaak. En dan vertel die Here Jesus 'n gelykenis van die wingerd wat hy uitverhuur het. En dan stuur hy mense om van die wins te kry, en van die huurgeld in te win, en dan elke keer as hy iemand stuur het hulle hom doodgemaak, toe stuur die man sy eie seun later, en sê, hier is die erfgenaam, kom ons maak hom ook dood. Dis alles profeseë rondom hierdie tydperk van die verwerping van die volk van hulle Messias, naamlik Jesus Christus. Wanneer ons na 'n skildery kyk soos hierdie van die nagwag,
dan sien ons dat daar 'n fokuspunt is op 'n skildery. Elke skildery het 'n fokuspunt, die punt waarna die oog onmiddellik heen gaan wanneer hy na 'n skildery kyk. En die fokuspunt op elke skildery is gewoonlik waar die skildery die ligste gedeelte en die donkerste gedeelte van die skildery bymekaar kom. Soos hier op die helm van die nagwag sien ons hier die witste gedeelte of die ligste gedeelte en die donkerste gedeelte. Nou dit is die fokuspunt van 'n skildery. Nou die verhaal van God en die mens, vanaf Genesis tot Openbaring, het ook 'n fokuspunt. 'n Fokuspunt wat ontsaglik belangrik is. En hierdie fokuspunt is die verwerping van die Here Jesus Christus deur die volk. Dit het 'n geweldige impak gemaak op die totale profeseë van die Bybel. Dit het letterlik alles verander. Baie mense sou sê, het al vir my gesê, hoorie so, die Here sal nie 'n fout maak nie. Dit is nie die Here wat 'n fout gemaak het nie. Dit is die Here het gekom vir sy volk as 'n koning. Die wyse manne sê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Met ander woorde, Jesus het gekom as die koning van sy volk en het sy koningskap verwerp. Met ander woorde, dit is nie 'n fout wat God gemaak het deur te kom nie. Dis 'n fout wat die mensdom maak, maar God moet daarvoor kompenseer. Nou hoe kompenseer die Here Jesus toe nou vir hierdie volk wat hom nie wil aanneem nie? Hy sê dan in Matteus 23 vers 37, hy sê ek het Jerusalem, hoeveel keer wou ek nie soos hy haar kykens onder my inneem nie, maar jy wou nie. Jy het almal gestenig en doodgemaak, die wat ek na jou toe gestuur het, kyk, ek gaan jou huis vir jou woes laat, ek gaan jou huis vir jou God verlate laat, ek gaan weggaan van jou af. En dan eers in die toekoms sê, en daar sal 'n dag kom in die toekoms, wat dit sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Met ander woorde, hy het hierdie mense gestuur, in die Ou Testamentiese tydperk, die profete gestuur, gesê ek is op pad, en hulle het dit verwerp, hulle het hierdie mense doodgemaak. Nou sê hy, dat daar sal 'n tyd kom, in die verre toekoms, wanneer die volk sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. En dit verwys na die herstel van die volk, waaroor ons later weer 'n bietjie sal gesels. Maar ons moet nou eers verstaan, dat daar 'n afbreek was wat die volk en die 12 stamme betref, in hulle verhouding met God, toe die voorhangsel geskeur het. Die hoëpriester het eenmal 'n jaar, het hy deur die voorhangsel gegaan, hy het by God gehoor, eenmal 'n jaar, het God vir hom inligting gegee, wat hy aan die volk moes deurdra. Met die skeur van die voorhangsel, het die godsdiens van die Ou Testament, die Joodse godsdiens, tot 'n einde gekom, soos wat ons dit geken het in die Ou Testament. Met ander woorde, God het sy volk verwerp. God het sy volk weggelaat en soos feitelik letterlik op ys geplaas en van die volk af weggegaan. Nou die boek van Hosea sê dit eintlik baie mooi. In die eerste gedeelte sê hy vir die profeet, hy moet met hierdie prostituut gaan trou. En sy raak ontrou aan hom en op 'n stadium dan bevind sy haarself op 'n slawemark, dan koop hy haar van die slawemark. Nou hierdie is 'n pragtige sinnebeeld van die verhouding tussen God en sy volk, naamlik die 12 stamme van Jakob van die Ou Testament. Is dat hulle het van hom weggegaan, hulle het van mekaar weggegaan en hy het haar weer gekoop in haar benoudheid wanneer sy op die slawemark is. So ons weet nou dat die profeet Hosea se hele lewe is 'n sinnebeeld van die verhouding tussen God en sy volk, naamlik die 12 stamme van Jakob. Deurdat hulle van hom vervreemd geraak het, en dan in hulle benoudheid weer na hom soek, en hy hulle dan weer herstel. Hierdie profesie van die onderbreking en die aangesig van die Here soek in hulle benoudheid, is dwars deur die woord van die Here in die Ou Testament. Daar is letterlik nie een profeet wat op een of ander stadium verwys na hierdie wegbreek van die Here en die herstel daarvan. Die boek van Jesaja, die 66ste hoofstuk, die 8ste vers sê, dat die volk sal op een dag gebore word. En in Esegiel staan daar duidelik dat die Here vra vir die profete, sê, sal hierdie bene weer lewendig, dat hierdie dor bene weer lewendig word. En dan sê die profeet, Here, u weet dit kan nie weer gebeur nie. En dan wys die Here vir hulle dat die vlees kom aan die bene, die senings en die vel, en so staan hierdie hele volk van Israel weer op, letterlik uit die dode. So wat gebeur is met die tydperk van die verdrukking en die aangesig van God soek, sal hierdie
volk van die Here wat hier afgebreek het, hierso weer begin leef, herleef en weer eintlik opstaan. Maar hierdie periode sal nie net 'n lang proses wees nie, dit sal letterlik in 'n dag wees. Word die volk van die Here op een dag gebore, dan sê Jesaja, ja, die volk het op een dag die Here die volk herstel. So hierdie 144.000 van Openbaring hoofstuk 7 sal hier in die verdrukking begin om 'n evangelie te verkondig. Die volk sal die aangesig van die Here soek en die Here sal hulle tegemoet kom ten spyte van die feit dat hy hier in die verdrukking onder die vaandel van die Antichrist is. Sal hy dan met ander woorde hulle beskerm om sodoende hulle volk te wees, die volk van die Here te wees, en hy sal hulle God wees en hulle sal sy volk wees vir 1000 jaar volgens Openbaring 20 en 21. So daar's 'n duidelike afbreek met die skeur van die voorhangsel. Ons weet dat die profeet, dat die hoëpriester eenmal 'n jaar ingegaan het en hy het by die Here gehoor en sodoende het hy dan vir die volk vertel. Nou die voorhangsel, die simboliek rondom die voorhangsel is dat dit geskeur het, so die kommunikasie tussen God en die volk het opgehou. En die kommunikasie sal weer begin wanneer hulle die aangesig van die Here soek in hulle benoudheid. Nou hier beskryf die profeet Hosea dit baie mooi in die 5de hoofstuk, die 15de, 14de vers. En ek is soos 'n leeu vir Efraim, soos 'n leeu vir die huis van Juda. Ek verskeur en gaan heen en dra weg sonder dat iemand red. Dit is Jesus wat hier praat. Ek gaan dan heen en keer na my woonplek terug, totdat hulle skuld sal beken en my aangesig soek. In hulle nood sal hulle my soek. Met ander woorde, Jesus het gegaan en hy sit aan die regterhand van God. Hy sou gekom het as die koning van die Jode, maar omdat hulle hom verwerp het, het hy huis toe gegaan. En hulle sal eers weer terugkom in die herstel met sy wederkoms in die vrederyk in te gaan. Maar dit sal in 'n tydperk wees wanneer hulle in benoudheid die aangesig sal soek. Nou sê die profeet in die 6de hoofstuk, die 1ste vers, kom laat ons terugkeer tot die Here. Hy het ons verskeur en sal ons genees en hy het ons geslaan en sal ons verbind. Hy sal ons na 2 dae lewend maak en op die 3de dag laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe. Nou hier word gebruik gemaak van die tydskaal. 'n dag is 1000 jaar volgens 2 Petrus 3. So wat gebeur het, wat die profeet eintlik hierso sê? Hy sê dit is 2 dae sal ons weg wees van die Here en hy sal ons herstel op die 3de dag. En wat dit eintlik sê is 2000 jaar sal die Here wegbeweeg van sy volk, wegwees van sy volk, maar hy sal ons herstel op die 3de dag. Nou hierdie simboliek rondom die 2 dae weg en die 3de dag weer terug is ook in die vorm, is ook simbolies van hierdie Jesus is 'n dood en opstanding. Is ook 'n pragtige sinnebeeld van dit, naamlik dat hy 2 dae in die graf, die 3de dag opgestaan het. Hy sê ek sal die tempel afbreek en weer herstel op die 3de dag. So hierdie gedeelte van die volk wat betref bestaan die volk nie in hierdie tydperk nie. Die volk is hier afgesny en sal eers weer hier herstel word. So hierdie periode van 2000 jaar wat bekend staan as die tydperk van die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal, is 'n gedeelte van die koninkryk van God wat hemelsgerig is. Ons het nou 'n redelike idee wat God se plan was met die volk en wat God se plan sal wees in die toekoms met die volk, die 12 stamme van Jakob. Ons sien dat daar onderbreking was, die Here Jesus het teruggegaan, hy sit aan die regterhand van God en waar hy sal kom met die wederkoms om weer oor sy volk te heers as koning. In Romeine 11 vers 11 sê Paulus, dit was voordelig vir die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal. Dit is die ander nasies, nou nie die Joodse nasies nie, maar daar is van die Joodse mense wat deel geword het van hierdie, deur wedergeboorte deel geword het van hierdie groep, wat bekend staan as die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal. Wat duidelik beskryf word in Openbaring 5 vers 9. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u het ons gekoop uit elke stam, nasie, volk en taal. Hierdie groep mense is dan met ander woorde geëvangeliseer dwars oor die wêreld deur die apostels van die begin van tye af, of van die begin van net na die kruisiging. So wat gebeur het is dat Jesus het dan nou vir sy disippels gesê, kyk,
gaan uit en gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En die evangelie het begin, Paulus en die disippels het uitgegaan na die Pinksterdag en begin om die wêreld te evangeliseer. Dit is die Grieke, die Romeine, die Egiptenare, al die ander volke, tot en met vandag toe, het die evangelie aan die ganse mensdom verkondig. Daar's nie 'n volk op hierdie aarde wat nog nie gehoor het van die naam van Jesus Christus nie. In Matteus 16 vers 16 vra die Here Jesus vir Petrus, sê Petrus, wie sê jy is ek? En hy sê, U is Jesus Christus, die Seun van die lewende God. En Jesus sê, salig is jy, Petrus, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie. Op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Nou hier trek die Here 'n parallel. In die Ou Testament was daar 'n tempel gewees, waaruit die hoëpriester dan met ander woorde eenmal 'n jaar deurbeweeg het van die heilige na die allerheiligste, by die voorhangsel verby. En hierdie tempel was op 'n rots gebou. Die rots is vandag nog daar in Israel, in Jerusalem. Maar as jy, hier kom nou 'n nuwe rots. Wat is hierdie nuwe rots? Hierdie nuwe rots is dat nou kan elke kind van God hoor self by die Here. Met ander woorde, God kan nou met 'n visserman praat, kan God ook met jou praat deur die Heilige Gees. So elke kind van God, wedergebore geesgeleide kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal, het nou nie meer 'n verteenwoordiger van 'n hoëpriester wat eenmal in die tempel ingaan wat op 'n rots gebou is nie. Daar is nou 'n nuwe rots, die rots van die Gees van God in die individu. Met ander woorde, hierdie was 'n Ou Testamentiese tempel wat 'n kollektiewe benadering was. Hierdie rots is die tempel van die Heilige Gees, is die liggaam van die gelowige. So ons het nou 'n verskywing gehad. En hierdie verskywing, sê die Here Jesus Christus dan, sal die poorte van die doderyk sal nie daarteen kan standhou nie. Wat sê ons met ander woorde? Dat daar 'n groot en 'n dinamiese verandering plaasgevind het met die koms van die Here Jesus Christus en met die koms van die Heilige Gees. So by so, dat in die Ou Testament op 'n kollektiewe basis na die volk gekyk het, maar nou kyk ons na 'n individuele fase. Met ander woorde, elke kind van God word deur die Gees van God gelei. Romeine 8 staan dit duidelik in die 14de vers. Elkeen wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. En as ons kinders van God is, dan is ons ook erfgename, mede-erfgename van Jesus Christus. Dit is nie 'n kollektiewe benadering. Die kerk is nie 'n kollektiewe benadering van wedergeboorte van 'n groep mense nie. Die kerk, die gemeente bestaan uit individueel geesgeleide kinders van God. En dit is belangrik dat jy dit moet verstaan. Dat elke kind van God, die dinamika van die rots wat gebou is, wat die poorte van die doderyk nie daarteen kan standhou nie, was die rots van die kommunikasie van God tot die mens, en die individuele mens, waar die kind van die Here, wedergebore kind van God, deur die Gees van God gelei kan word as individu. So ons gaan hemel toe as individue, ons staan voor die troon van God as individue, geesgeleide kinders van God. So kyk ons verder en ons sien dan in Markus 16 vers 15, dat die opdrag gegee was, dat die evangelie aan die ganse mensdom verkondig word. Dit was heel aan die begin, 2000 jaar gelede. Nou sê die Here Jesus in Matteus 24 vers 14, en wanneer hierdie evangelie aan die ganse mensdom verkondig word, dan sal die einde kom. En hy praat met die disippels, en hy praat met die Jode, en hy sê, dit is met ander woorde hierdie gedeelte, hier is 'n afbreekproses. Dit het begin met die evangelie aan die ganse mensdom, en dit sal eindig met die evangelie aan die ganse mensdom. Met ander woorde, hierdie 2000 jaar is geallokeer slegs vir die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal. Maar in die begin het ons baie keer gekry, dat die Jode wat nou die evangelie verkondig het, baie daarmee gesukkel het en probeer het om die Joodse geloof in te lyf in hierdie nuwe Christelike kerk. Nou die eerste plek is dit 'n kollektiewe benadering en hierdie is 'n individuele benadering. En daarom het hulle begin om vir mense te besny. In die 15de hoofstuk van Handelinge het van die mense van die ander volke begin besny, tot Paulus teruggekom het en sê, julle maak 'n fout. En die Heilige Gees het besluit dat daar op die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal geen Joodse wette gelê mag word nie. Ons sien dat Satan altyd die Here probeer slaan waar dit die seerste maak, en dit is by sy eie mense, by die 12 stamme van Jakob, die volk van die Here.
wat hy mislei, om teen hom te draai. Die kinders van God in elke stam, nasie, volk en taal wat hy probeer mislei om agter die antichrist aan te gaan. Nou hier kom die Here Jesus en hy vertel ons 'n gedeelte in die boek van Johannes, die 5de hoofstuk, die 43ste vers. Hy sê, ek kom in die naam van my Vader. In ander woorde, Jesus het gekom as koning oor die Jode, hy kom in die naam van sy Vader, en hulle neem hom nie aan nie. Maar hy wat na my kom, verwys hy hier na Satan, in die vorm van die antichrist, hom sal julle aanneem. En ons weet dan, dat die antichrist sal in 'n Joodse tempel sit, in 'n Joodse stad Jerusalem, in 'n Joodse land Israel, en hy sal homself daar as God verklaar oor die wêreld. So dit is presies 'n naaper van dit wat die plan van God is. En dis is hoekom dit baie mense gaan mislei, deurdat hulle dink dat, omdat dit Joods is, moet dit reg wees. En hierdie is die grootste valslering in die geskiedenis van die Christendom. Ons kry dit al 500 jaar terug, dat hulle sê dat die ou verbond van die Ou Testament is ook nou die nuwe verbond van die Nuwe Testament. Die besnydenis van 8 dae oud van die babas, word nou die doop van die babas, is 'n vals leerstelling. Ons sien dat die kollektiewe benadering van die volk, word nou die kollektiewe benadering van die kerk. Ons is 2,2 biljoen Christene vandag op hierdie aarde. En meer as 95% van hulle glo dat die kerk wat hulle in behoort, is hulle paspoort na die saligheid toe. En nie as 'n individu nie, maar as 'n kollektiewe groep, naamlik die kerk waaraan hy behoort. So dit is 'n vals leerstelling. Ons kyk na die Sabbat. Die Sabbat verwys na hierdie 7de millennium. Ons sien die 4000 millennium, 2000, die 7de millennium is die Sabbatsmillennium. Dit is die millennium van die volk, maar word hierdie Sabbat nou ook oorgetrek na die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal, terwyl Paulus duidelik sê, daar's nie een dag heilig nie. Elke dag is heilig voor die Here. Daar's nie 'n spesifieke dag uitgesonder vir die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal nie. Daar is 'n dag bepaal vir die volk van die Here wat verwys na die millennium, die 7de millennium of die Sabbatsmillennium. Daar word heimlik ingevoer uit die Joodse godsdiens, die Joodse feeste in die kerk, die bid vir Jerusalem. Galasiërs sê dit baie duidelik. Hy sê Jerusalem op die aarde is in ballingskap. Dis in slawerny. Die Jerusalem in die hemel is vry. So met ander woorde, toe die Here Jesus gesê het, ek sal jou woes laat, is daardie woes nog steeds tot vandag nog daar. Jerusalem is verwoes. God is nie met sy volk nie. Die Israel wat ons vandag ken in Palestina, of waar het ook al is in Israel, die Jode wat ons ken, is nie die volk van die Here nie. Die volk van die Here begin op een enkele dag. Een enkele dag, Jesaja 66 vers 8. Die volk hier, wat hier is die sinagoge van Satan, wat die antichrist sal voorstel as die Messias oor hulle self, en daarmee saam die hele wêreld verlei. Ons kan maar net aangaan en sien hoe die Joodse geloof vandag nog 'n geweldige invloed het op die Christendom, uit die historiese kerke, tot en met vandag toe nog. En dit alles te doen met geheime organisasies soos die Vrymesselaars, wat ek nie wil veer uitwy nie, maar tot 80% van die predikante van die historiese kerke is Vrymesselaars. Tot 80%. En die Vrymesselaars is 'n suiwer Joodse organisasie, wat daarop beskoei is om die antichrist as die Messias in die wêreld te probeer bewerkstellig. Ons moet weet dat die invloed wat ons vandag het vanuit die Joodse godsdiens, uit die Joodse geloof, die invloed op die kerk en op die gelowiges uit al die nasies, is 'n sataniese invloed. Dis 'n sataniese invloed waar hulle probeer om die Griekse naam van die Here Jesus nou te verander na Yeshua, terwyl dit Jesus Christus is in die Grieks. Die kinders van God hier het Grieks geleer, hulle het Grieks verstaan, hulle het Grieks gelees. En in die Grieks is dit Jesus Christus. Nie Yeshua. Yeshua kom uit die Hebreëus uit. So wat gebeur is dat die
sataniese invloed uit die Jode uit is besig om die totale kerk eintlik in te neem. So by so dat hulle nou al vir die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal leer dat hulle is eintlik 'n verlengstuk van Israel. En daarom sal hulle deur die verdrukking ingaan. En kan hulle nie glo dat daar 'n wegraping kan plaasvind voor die verdrukking van die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal nie. Want hulle leer die valse leerstelle dat die kerk deur die verdrukking tydperk sal gaan. Dis in die verdrukking wat Satan jou wil hê. Dis in die verdrukking wat die anti-kris jou wil hê om jou te mislei. Wat God jou wil hê is in die koninkryk van God. Want dit is waarna hy jou geroep het in Johannes 14 vers 1 tot 4. Kyk, ek gaan vir julle 'n plek te berei, as ek klaar is, dan kom ek julle haal sodat julle kan wees daar waar ek is. Hy kom ons hier op die aarde haal. Jesus kom ons hier op die aarde haal sodat ons by hom kan wees. Om die wegraping te verstaan, is dit baie belangrik, uiters belangrik, dat jy moet 'n onderskeid maak tussen hierdie twee groepe, naamlik die 12 stamme van Jakob, wat afgebreek is en weer herstel na die verdrukking tydperk. En die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal, waarvan Paulus en die disippels en die eerste Jode deel geword het, om sodoende dan die koninkryk van God in te gaan. Saam met hierdie ander groep. Paulus sê hy is die apostel vir die heidene, die apostel vir die Gentiles, die apostel vir die nie-Joodse mense, die mense uit die ander nasies van die wêreld. Maar die Joodse mense sluit by hierdie groep aan. Wedergebore kinders van God sluit by hierdie groep aan en is gerig tot 'n hemelse koninkryk. Nou sê Paulus in Romeine hoofstuk 11, hy sê dat in die tyd van Elia was dit ook so, dat Elia ook gesê, Here, ek het alleen oorgebly. En hy sê, ek het 70.000 manne vir jou gegee, wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Dit is hier in die Ou Testament. Dan sê Paulus ook in Romeine hoofstuk 11, wat hy haal dit aan, hy sê, in die teenwoordige tyd, dis nou die tyd wanneer Paulus gelewe het die Here weer eens 'n groot groep mense uitgesoek wat die knie voor Baal nie gebuig het nie, uit die Joodse geloof, om sodoende die evangelie te kan verkondig. So sal dit ook wees dan in die verdrukking tydperk, dat 144.000 sal ook nie die knie voor Baal buig nie, en ook die evangelie verkondig van Jesus Christus, om sodoende dan die volk van die Here in hierdie 1000-jarige vrederyk in te lyf. In dieselfde hoofstuk van die boek van Romeine, die 11de hoofstuk, verduidelik Paulus dan dit baie mooi hoe hierdie onderbreking dan plaasvind en wat daarmee kan gebeur. Nou ons eerste dan sien ons dan dat hy sê dat daar 'n boom is, 'n mak-olyfboom, waarvan die wortels, en hy verteenwoordig eintlik dan die Gees van God, waarvan die volk 'n deel gevorm het. Die volk van die Here, die 12 stamme van Jakob, wat deel vorm van die Gees van God, die wortelgedeelte hierso. Wat gebeur het? Is hierdie boom afgebreek. Die takke is afgebreek, lees ons dan in hierdie selfde hoofstuk. En 'n ander boom is ingeplant. Die wilde olyfboom is hier ingeplant. Hierdie wilde olyfboom is dan ook in die wortel van God ingeplant, sê die woord van die Here dan in Romeine hoofstuk 11. En hierdie gedeelte dan is die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal, waarvan Paulus dan, met ander woorde, die apostel van geword het. Nou kom dit so dat daar 'n bepaalde periode is, wat die Here Jesus dan sê, wat begin het by Markus 16 vers 15, gaan uit en gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En so is hierdie evangelie verkondig vir 2000 jaar volgens Hosea hoofstuk 6 vers 1, en dit sal eindig wanneer die Here Jesus dan sê in Matteus 24 vers 14, en dan sal die einde kom, wanneer hierdie evangelie dan aan die ganse mensdom verkondig word, dan sal die einde kom, verwysende dan na die verdrukking tydperk, wat net in die volgende tekste beskryf word. So wat gebeur is dat hierdie gedeelte boom het gegaan tot op hierdie plek. Die boom, die Gees van God, waarvan die kinders van God ingeplant is. Nou in die 25ste vers van die 11de hoofstuk van Romeine sê dat
wanneer hierdie kinders van God, en hy noem dit die Gentiles, of die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal, waarvan hy die apostel geword het, waarvan hy deel geword het, al die Jode, die bekeerde kinders van God, het deel geword van hierdie groep, uit elke stam, nasie, volk en taal, die koninkryk van God ingaan, sê die 25ste vers, dan sal hierdie volk weer ingeplant word, sodat dit die koninkryk van God kan ingaan, na die volk vir 1000 jaar, waarvan die volk dan beheer sal, waarin Jesus Christus dan beheer uitoefen oor die volk. So wat ons hier sien is die onderbreking en herstel. Onderbreking en herstel. Maar hierdie periode is afsonderlik van daardie periode, omdat dit te doen het met 'n hemelse koninkryk. Nou is dit geweldig verwarrend dan, as jy nie 'n onderskeid maak tussen hierdie twee groepe nie. Want dan is dit wanneer jy die tekste van dit wat dan behoort aan die volk, forceer in die tekste wat te doen het met die kinders van God uit elke nasie, volk en stam op die aarde. Ons sien dus met ander woorde weer eens, dat in Openbaring 5 vers 9 staan hierdie groot groep nou, kinders van God uit elke nasie, volk en stam, staan hier voor die troon van God. En hulle sing 'n lied, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, wat U het ons gekoop uit elke stam, nasie, volk en taal. Daar beskryf hy met ander woorde hierdie koninkryk van die kinders van God, wat nou in die koninkryk van die hemel is, voor die troon van God. Dan sê hy, U is waardig om die seels oop te maak. Wat is die seels? Die seels is dit wat hierdie verdrukking tydperk uitspel. Die seels, die 4 perderuiters, die skale, die basyne, het alles te doen met hierdie gedeelte. So met ander woorde, wat gebeur het is dat eers toe hierdie groep in die hemel kom, dat die Here dan begin het om te besluit om hierdie gedeelte te herstel, nadat die engel Michael Satan op die aarde neergewerp het. Hierdie het niks te doen met die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal nie. Dit is die benoudheid van Jakob, sodat hulle in hulle benoudheid die Here sal soek, en sodat die Here hulle sal tegemoet kom en vir hulle God sal wees vir 1000 jaar op die aarde. So as jy nie 'n onderskeid maak tussen hierdie twee groepe nie, is dit haast onmoontlik om te glo in die wegraping. Want dit bestaan net nie, dit kan net nie werk nie. Maar is wanneer jy hierdie tekste, wat te doen het met die volk van die Here, die heeltyd indwing, in die tydperk wat die Here bepaal het vir die kinders van God uit elke nasie, volk en stam, wat die verwarring veroorsaak. Jy kan na elke persoon luister, wat sê dat daar nie 'n wegraping is nie, is dat hulle nie 'n onderskeid maak nie. Hulle haal tekste dan met ander woorde uit die Ou Testament uit, en maak dit van toepassing op die kinders van God uit elke stam in die Nuwe Testament. Ek het julle aan die begin gesê dat ek 'n diepte studie gemaak het rondom die wederkoms van die Here Jesus Christus. En een van die grootste studies was met die opkoms van die Antichrist. Hoe die Antichrist die wêreld gaan regeer, hoe een man daarin gaan slaag om die ganse wêreld te mislei. Nou, na baie navorsing oor baie dekades het ek begin om in hierdie rigting te bestudeer deur geheime organisasies, kerke en hoe hulle glo en wat daarmee gepaard gaan. En op 'n dag het die Here vir my 'n droom gegee van 'n kloof en hoe twee groepe mense aan weerskante van die kloof beweeg, maar die kloof word al breër en breër. En hierdie kant staan mense op die kloof en hulle skree vir daai mense, julle is verkeerd om eers op die verkeerde pad. En hierdie kantste mense skree weer vir daai. En hulle is familie, hulle is vriende van mekaar, hulle is nie vyande van mekaar nie. Maar hulle kan mekaar nie meer oortuig nie. En soos wat dit breër en al breër en breër word, die kloof in die twee rigtings waarin dit gaan, hoe meer onmoontlik was dit vir hierdie groep om na hierdie kant oor te gaan en deur hierdie groep om daai groep te oortuig. So by so dat ek in hierdie diepte studie die Heilige Gees vir my gesê het, kyk, dit help nie meer jy praat met daardie groep mense nie. Gaan liewerste na die mense wat op dieselfde pad as jy is en probeer hulle bemoedig, probeer hulle
te verduidelik hoe die wederkoms werk en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar die belangrikste ding wat ek moet vir jou sê, sonder enige twyfel in my hart, dat dit gaan hier nie oor die wegraping nie. Dit gaan nie oor die volk of die kerk of die gelowiges uit alle nasies. Dit gaan hier oor twee koninkryke. Die koninkryk van God wat in die hemel is en die koninkryk van Satan wat op die aarde is. En daarom haat die Satan die konsep van die wegraping, dat kinders van God van hierdie planeet af, van hierdie driedimensionele wêreld af, kan beweeg in die teenwoordigheid van God in. Want hy isoleer, ek het vir jou gesê, in die tweede hemel is waar die Satan woon, dis waar die God met die klein letter G woon, wat die mense verblind, wat onder die lyn wat op die aarde is. En dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose magte in die lug. So ons het 'n geveg hier, maar nie net 'n geveg nie, die Satan probeer die mensdom isoleer, deur vir hom te sê dat die koninkryk van God, die valse God, is 'n aardse koninkryk. Dit gaan hier oor die aarde. Nou, ek kan nie vir jou verduidelik hoe groot hierdie konsep is in die kerke oor die afgelope 500, selfs 2000 jaar nie. Dat die Satan daarin geslaag het om die mens totaal en al te verblind, deur vir hom te sê dat die koninkryk eintlik, die werklike koninkryk is 'n aardse koninkryk. Baie mense het al gekom en gesê, maar daar's niks fout met die aarde nie, dis die mense wat op die aarde, maar hoe dit ook al sê, van die Christelike gelowe, van die ander gelowe, van die wêreld, is almal, het hulle een gemeenskaplike faktor, en dit is die koninkryk op die aarde. Van die Jehovah getuies tot die Katolieke, tot die Protestante, alles gaan oor hierdie aardse koninkryk. En dit is hoekom die Joodse godsdienst van die Ou Testament 'n aardse koninkryk was. En daarom het Satan dit baie maklik kan gebruik, hierdie aardse koninkryk, as 'n valse Messias, dat daar hierdie koninkryk hier op die aarde is. Nou dit is presies wat gaan gebeur in die verdrukking tydperk. Satan sal sy koninkryk hier op die aarde wil vestig. En dit is waaroor die verdrukking tydperk gaan. Dit gaan nie oor 'n verdrukking per se nie. Dit gaan oor 'n oorlog tussen die magte van die hemel en die magte van die bose. Die magte van die lig en die magte van die duisternis kom hier by mekaar in die klimaks van die eeue, in die verdrukking tydperk. En dit is hier waar Christus vir Satan vernietig en sy koninkryk vernietig en hom in die bodemlose put werp, hy en al sy engele saam met hom. Maar op hierdie stadium is hulle nog bose geeste in die lig, wat net een enkele doel het, en dit is om vir die mensdom te verduidelik dat dit 'n aardse koninkryk is. Nou, daar is nou 'n verdere dimensie hieraan, wat nou besig is om geweldig wêreldwyd veld te wen. En dit is dat hierdie hemel is eintlik 'n bewuswording in jou kop, deur yoga, of deur transcendentale meditasie, of deur die Kundalini, of die chakras, of die vrymetselary en rituele, sataniese rituele, kan jy as 'n mens in hierdie nuwe wêreld hemel inbeweeg. En moet jy dan nou verskuif van hierdie driedimensionele wêreld, en jy moet oorgaan na hierdie ander geesteswêreld. En dit kom daarop neer, as ek dit nou in eenvoudige terme moet stel, dat die hele wêreld gehipnotiseer moet word. Gehipnotiseer moet word deur te dink dat hierdie wêreld is waaroor dit gaan. Hierdie koninkryk is die koninkryk van God, en dit is waaroor dit gaan. Ek wil graag weer vir jou 'n gedeelte lees uit die boek van Daniël, die 12de hoofstuk, wat eintlik 'n opsomming is van die eindtye en die wederkoms van die Here Jesus Christus. En ek lees hier in die 4de vers. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die einde toe. Baie sal dit jou soek en die kennis sal vermeerder. En die 8ste vers, en ek het gehoor, maar nie verstaan nie. Daarom het gesê, my Heer, wat is die uiteinde van al die dinge? En hy het gesê, gaan heen, Daniël. Die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word.
maar die goddelose sal goddeloos handel en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie. Maar die verstandiges sal verstaan. Die eindtyd word in die eindtyd geopenbaar. Die wederkoms van die Here Jesus Christus en die eindtye sal in hierdie tyd waarin ons leef voor die wederkoms van die Here of kort voor die wederkoms van die Here geopenbaar word deur die werking van die Heilige Gees aan die kinders van God. Daarom is dit dwaas om te dink dat mens kan die wegraping soek by Calvin of by Luther of by Wesley of by John Knox of een van die ou kerkvaders. Die eindtyd word in die eindtyd geopenbaar, in die tyd waarin ons nou leef. Nou is die mense besig met kennis te vermeerder. Nou is dit besig om God deur sy Gees die eindtyd en die wederkoms aan die kinders van die Here te openbaar. Ek wil graag 'n gedeelte net vir jou wys uit die boek van Daniël, die 2de hoofstuk. Praat die Bybel van droom wat Nebukadneser gehad het, wat Daniël uitgelê het. En as ons nou mooi kyk na hierdie droom, dan sien ons die kop was die Babyloniese koninkryk, die bors was die Mede en die Perse, die heupe was die Grieke, en dan het ons die Romeine, en dan ewe skielik hier aan die voete, het ons nou die laaste gedeelte van yster en klei. So, al hierdie profesieë rondom Babylon en die Grieke en die Mede en die Perse en die Grieke en die Romeine het kort agter mekaar gevolg. Kort agter mekaar. Die een volk het by die ander volk oorgeneem. En dan skielik, hier by die Romeinse Ryk, is daar 'n gaping van byna 2000 jaar wat hierdie profesie eintlik tot stilstand gekom het. En dan verwys hierdie voete dan nou weer na die eindtyd en die wederkoms van die Here Jesus Christus aan die einde van die tyd. So iewers tussen hierdie Romeine hier en die voete hier, is daar 'n gaping van byna 2000 jaar in hierdie profesie wat op mekaar gevolg het. Ons sien nou ook in Daniël 9 presies dieselfde, dat Daniël sê dat hy sal 70 7-talle sal dit wees wat oor jou volk bepaal is. 490 jaar. Nou ons weet almal, daar's geen twyfel nie dat die herstel van die stad Jerusalem was in die 457 deur Esra, en as ons nou 490 jaar tel, dan sien ons kom nou hier uit 7 jaar na die kruisiging. 7 jaar na die kruisiging. Dan dink ons, het daar nou weer 'n gaping plaasgevind, want hierdie sou die wederkoms van die Here Jesus gewees het. Hier sou die Here dan sy koninkryk saamgestel het, maar dit het nie gebeur nie. Weereens hier tussen hierdie gedeelte en die gedeelte wat Daniël dan in die hoofstuk 9 aanhaal, weer 'n 2000 jaar gaping. Want hierdie 7 jaar verwys nou na hierdie 7 jaar verdrukking. Weereens sien ons dat in hierdie profesie, hierdie langtermyn profesie, daar onderbreking plaasgevind het van 2000 jaar volgens Hosea 6 vers 1. In Openbaring sien ons weer dieselfde ding. Ons sien die vrou met die 12 sterre op haar kop, op haar kroon, dit met ander woorde die 12 stamme van Jakob, waaruit Jesus Christus gebore word. En sy sou geboorte gegee het aan die seun Jesus Christus, wat die wêreld met 'n ysterscepter sou regeer. En dan kom die bose magte, die Satan, met die 10 horings, die 7 geeste, of die 7 diere, met die 10 horings, en dan ewe skielik hier, dan kry ons weer dieselfde ding, dat hier word die Satan nou neergewerp op die aarde, en dit lyk dan nou die verdrukking tydperk uit. So al hierdie langtermyn profesieë het tot op 'n punt geprofeteer, en dan is daar 'n gaping van 2000 jaar, voordat dit nou weer aangaan. Nou wat gebeur het, is dat hierdie gaping het veroorsaak, die verwerping van die volk het veroorsaak, dat hierdie gaping hier ingeskuif het. Naamlik met die voorhangsel wat geskeur het. En dat die verdrukking tydperk hierdie kant begin en aangaan, en dat daar 'n 2000 jaar gaping was in die langtermyn profesie. Tussen sekere tye van hierdie profesie het hy gespring vir 2000 jaar. Nou Hosea verduidelik hierdie 2000 jaar baie pragtig. Hy sê,
Hy het ons geslaan en sal ons genees. Hy het ons verskeer en sal ons verbind. En na 2 dae sal ons voor in die 3de dag weer in sy aangesig lewe. Praat hy hier van die volk spesifiek. So wat ons nou sien is dat daar 'n gaping plaasgevind het in die totale woord van die Here. 'n Gaping wat ons noem die profetiese gaping. En in hierdie gaping het die Here dan sy aandag gevestig op die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal. En daarom is hierdie slegs 'n beperkte tyd. Ons kom nou by die laaste gedeelte van hierdie program en dit is dan wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Ons het in die begin eerstens gesien dat daar 'n wegraping is van die kinders van God volgens die belofte van die Here Jesus Christus dat hy vir ons 'n plek berei het in die hemel en hy kom ons haal sodat ons by hom kan wees. Die tweede was die wegraping voor die verdrukking. Ons sien dat die Here deel met sy volk en met sy kerk of sy kinders van God uit elke stam uit 2 verskillende tydperiodes. En hy meng nie die 2 periodes met mekaar nie. Dat hy sê in Matteus 24 sal daar eers 'n einde kom aan wat ons bekend staan as die kerktydperk of die kerkdispensasie of die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal gedeelte van die tydlyn van die Here. En dan daarna dan kom die verdrukking tydperk wat te doen het met die volk en die herstel van die volk vir 1000 jaar. Maar die laaste punt wat ek dan wil maak is die punt oor wanneer gaan die wederkoms van die Here Jesus plaasvind. Nou ons sien dan in die woord van die Here dat as ons nou die dag en datum kan bepaal wanneer die kruisiging plaasgevind het, wanneer hierdie onderbreking van die volk plaasgevind het met die skeur van die voorhangsel in die tempel, dan weet ons daar het 'n einde gekom as ons daardie datum kan bepaal. Nou kyk ons na die profesie van Daniël, die 70 talle, dan sien ons is 490 jaar, wat sal duur van die herstel van Jerusalem af, tot en met die wederkoms van die Here Jesus Christus. Dit is duidelik in daardie gedeelte beskryf. Nou kan ons sien dat Esra het begin om die Jerusalem te herstel in die jaar 457 voor Christus. In al my studie het ek nog nie op 'n ander datum afgekom nie. Dit was die datum wat Esra, die koning vir Esra, die bevel gegee het om Jerusalem te herstel. So tel ons nou 490 jaar daaraan, dan sien ons van 457 voor Christus, dan sou die Here gekom het die 434 na Christus. En die Here het nie gekom nie, wat beteken dat dit was onderworpe aan die onderbreking. So nou vra ons onsself, wat is die tydperk? Wat is die tydperk dan tussen die kruisiging en die skeur van die voorhangsel en hierdie datum wat dan sou bepaal? Dan sal ons sien, dit is egter 7 jaar, dat hierdie 7 jaar skuif oor na hierdie kant toe. Dit sal ek nou vir jou wys in die volgende gedeelte. Dan die volgende gedeelte in hierdie profesie sê 62 7-talle 434 jaar. Dan kyk ons weer van hierdie datum af. Dan sien ons, dit was die herstel van die tempel. Die Herodes die Groot het begin om die tempel te herstel. En hy het eers begin, dit is die jaar 23 voor Christus, en eers begin by die fort aan die buitekant van die tempel, en dan jare wat later het hy begin met die herstel van die tempel self. Die tempel was dan nog nie heeltemal klaar gebou ten tye van die kruisiging nie. Dan sien ons die volgende getal is 7 x 7 is 49 jaar. Nou tel ons 49 jaar nou hierby, dan kom ons by die jaar 27 na Christus uit. En hierdie is die jaar dan van die kruisiging. Daar staan 7 jaar oor, wat met ander woorde bekend staan as die 7 jaar verdrukking, na die afsnypunt. So die volk is afgesny met die kruisiging en die voorhangsel wat geskeur het, en daar het 7 jaar by hierdie periode van 490 oorgebly, wat oorgeskuif het, net soos wat die ander profesie wat ek jou gewys het, het oorgeskuif na hierdie tydperk van 2000 jaar aan die begin dan van die verdrukking en dan wat die 1000-jarige vrederyk dan inlyf. Daarom is hierdie 2 getalle hier, is met ander woorde hierdie 2 getalle van 457 en 49 jaar hierso, kom ons by die jaar 27 na Christus uit. Hierdie was die jaar van die kruisiging en hierdie was die jaar van die onderbreking.
Hierdie 7 jaar verwys dan die Here Jesus in Matteus 24, sê soos wat die profeet Daniël vir julle gesê het in Daniël hoofstuk 9, dat wanneer die Antichrist kom sit in die troon of in die tempel waar hy nie moet sit nie, dan moet julle weet dat die einde naby is, dat daar 'n groot verdrukking sal wees, soos wat daar nog nooit was nie, en nooit weer sal wees nie. Matteus 24. So wat gebeur het, is dat hierdie 7 jaar, en daardie 7 jaar wat oorgebly het hier na die kruisiging, het oorgeskuif na die onderbreking van 2000 jaar en hier ingeskuif. So hierdie jaar 27 is dan 'n baie belangrike jaar. En hierdie jaar dan moet ons dan met ander woorde bevestig met 'n klomp ander gebeurtenisse wat in daardie selfde tyd gebeur het, wat ek nou vir jou gaan kyk. Maar as ons nou vat 27 na Christus en ons tel dan Hosea se 2000 jaar hierso by, dan kom ons by die jaar 2027 uit. En dit is hoekom ek dink die jaar 2027 sal die jaar wees van die wegraping. Maar kom ons bevestig net daardie datum met 'n klomp ander gebeurtenisse wat in dieselfde tyd hier gebeur, wat die datums vir ons gegee was. Jy sal oplet dat ek nie vir jou 'n dag en 'n datum en 'n uur kan gee van die wegraping nie. Want die woord van die Here is duidelik dat niemand dit weet nie. Maar die woord van die Here leer ons ook dat die kinders van God, wat deur die Gees van God gelei word, nie soos 'n dief in die nag gevang sal word met die wegraping nie. Dat hulle sal gereed wees. Hulle sal weet wanneer min of meer hierdie gebeurtenis sal plaasvind. En dit is al wat ek vir jou wil sê, is dat ek glo in die jaar 2027 is 'n baie belangrike jaar wat die wederkoms van die Here Jesus betref. En dit is nie net ek wat so sê nie, ek sal nou vir u wys dat daar's ook van die ander profete, geesgeleide kinders van God dwars oor die wêreld, wat daarmee eens is dat die jaar 2027 'n baie belangrike jaar sal wees rondom die wederkoms van die Here Jesus Christus. Maar kom ons bevestig net weer hierdie jaar 2027 na Christus. Ons sien dat die Here Jesus gekruisig is toe hy 33 jaar oud was. En dan as ons nou 33 jaar by tel, moet ons onthou dat die Gregorian kalender het 'n bietjie van 'n fout gemaak in die sin dat Herodes nog geleef het 4 voor Christus. Hy het nog gelewe 4 voor Christus, so Jesus moet heel waarskynlik 6 of 5 of 6 voor Christus gebore gewees het. Daar was ook nie 'n jaar 0 nie, maar as ons nou 33 hierby tel, dan kom ons ook weer by die jaar 27 na Christus uit. Ons sien dat Pontius Pilatus, die koning van die Jode wat hom bevel gegee dat hy gekruisig moet word, geleef het 26 tot 36 was hy die koning van die Jode. Caiaphas, die hoëpriester, 18 tot 36. So dit alles val in hierdie periode 27 na Christus. Johannes die Doper sê die boek van Lukas die 3de hoofstuk die 15de vers, in die 15de jaar van Tiberius het hy begin doop. En in die 15de jaar het hy dan ook vir Jesus Christus gedoop. Nou ons weet Tiberius het by sy pa oorgevat voordat sy pa dood was en hy het keiser geword. En hierdie was heel waarskynlik dan 10 voor Christus of 10 na Christus wanneer hy begin het om te doop, wat ons dan bring by die jaar 25 na Christus wat die doop van die Here Jesus dan plaasgevind het, wat ook dan ooreenstem met die jaar 27 na Christus. Tel ons dan nou weer die 2000 by, dan kom ons by die jaar 2027 uit. Ons sien ook dat die jaar waarin die Here Jesus Christus sê self, hierdie jaar is die jaar, die jubeljaar, en hierdie jaar is in elke 50 jaar gevier deur die Jode van daardie tyd. En dat die jaar waarin hy gekruis is ook 'n jubeljaar was. Hy sê hierdie profesie word in julle aangesig vervul, sê die woord van die Here. So jaar 27 is ook 'n jubeljaar. En daarom besef ons dat die jaar 27 'n baie belangrike jaar is, wat ook dan betref die skeur van die voorhangsel, wat 'n einde gebring het aan die Joodse se godsdiens van die Ou Testament, wat eers weer na hierdie tydperk herstel sal word, na die 2000 jaar van die kinders van God dan met ander woorde verby is. So die jaar 2027 sal daar, as dit
die jaar van die wegraping is daar 'n klomp goed wat daai selfde jaar sal gebeur. Die Satan sal uit die hemel uitgewerp word. Die 144.000 sal begin met die evangelisasieveldtog. Die Antichrist sal begin om sy koninkryk te bewerkstellig. Hy sal die nommerstelsel begin instel. En 'n klomp goed wat op daardie, wat net reg na die wegraping gaan plaasvind. Maar hierdie is 'n belangrike ding wat ek nou vir jou wil sê, is dat dit is noodsaaklik dat ons nie moet probeer om eers rondom hierdie datum 'n dag of 'n uur te probeer bepaal nie. Maar dat ons vir onsself net berusting sal vind dat ons nader nou die tydperk van die koms van die Here Jesus Christus. Ek wil net afsluit met 'n paar interessante gebeure in die tyd waarin ek en jy leef vandag. Dit is vandag die 31ste Maart en verlede week is die huidige paus uit die hospitaal ontslaan en hy het gesê dat dit sal 3 jaar vat vir hom om in 'n 3 jaar plan om die Katolieke Kerk weer te herstel. So ek is nie 'n Katoliek nie, maar dit is net interessant dat hy hierdie 3 jaar periode nou uitspel. So ons is nou in die jaar 2025, so dit kom ook neer ongeveer in die jaar 2027. Daar is 'n ander paus gewees, die paus met die naam van Johannes die 23ste, wat gesê het dat die einde sal kom van die Katolieke Kerk, nadat dit 2000 jaar verloop het, plus die ouderdom van die Here Jesus Christus. Nou, dit is vreeslik interessant, as ons nou kyk na die Gregorian kalender, dan sien ons dat dit sluit presies daarmee saam, dat ons nou jaar 2000 is, die jaar 2000 is die Gregorian kalender vervul 2000 jaar, plus die ouderdom van die Here Jesus Christus is 33, wat ons weer dan bring by die jaar 2027. Ons weet ook dat daar 'n profesie was wat vir 900 jaar in die Vatikaan weggebêre was, wat voorspel dat daar net 'n aantal hoeveelheid pause sal wees. En die huidige Paus Franciscus sal die laaste paus wees en sy heerskappy sal net wees tot 2027. Reg oor hierdie wêreld vandag is daar profete wat ek in glo, wat ek regtig kinders van die Here is, wat my gees met hulle getuig, dat hulle werklik profete is wat die gees van God verstaan. En die eerste persoon wil ek graag vir julle noem is Dr. Tom Horan van Skywatch, wat jy op YouTube kan kyk. Nou, dit is 'n hele klomp programme van hierdie profeet wat geweldig interessant is. Tom Horan, Skywatch. En dan is daar Arlene Westerhof van Holland, wat 'n YouTube uitgesit het 'n paar weke gelede. You've got 3 years. En dit verwys ook dan na hierdie selfde periode van vandag se datum af tot die jaar 2027. Daar is nog 'n reeks ander mense wat ek vir jou kan aanhaal, maar ek wil graag net hê dat ons moet in hierdie tyd van ons lewe net besef dat die wederkoms van die Here is die een enkel grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die mens. Daar sal nooit weer so 'n groot gebeurtenis wees nie. Nou kom die mense en sê nee man, die wegraping word ook in Tessalonisense genoem 'n wederkoms, maar dan die fisiese wederkoms van die Here Jesus is nou eers 7 jaar later. So daar's nie 2 wederkomste nie. Dit kan nie, die wegraap kan nie 'n wederkoms wees en die fisiese wederkoms aan die einde van die 7 jaar nie. Dan wil ek sê dat in die geesteswêreld word daar gebruik gemaak van die profetiese tydskaal van 1000, een dag is 1000 jaar. So 7 jaar is slegs 10 minute. Vandat die laaste persoon se voete van die aarde af opgaan om die Here tegemoet gaan in die lig met die wegraping, totdat die Here Jesus terugkom en sy voete op die Olyfberg staan, is 10 minute. So uit die geesteswêreld word die hele periode van die wegraping tot die fisiese koms van die Here Jesus Christus as die wederkoms gesien. Op die aarde is daar 7 jaar verdrukking, maar in die geesteswêreld, die wêreld waarna ons gaan, is dit slegs 10 minute. In die boek van Matteus, die 24ste hoofstuk, die 37ste vers,
verduidelik die Here Jesus Christus presies hoe die laaste dag of die wederkoms van die Here sal wees. Hy sê dit sal wees soos in die dae van Noag, wanneer daar 'n klein groepie mense gereed gemaak het, omdat hulle die tekens kon lees en kon verstaan wat die boodskap is wat God vir hulle wil gee. Maar 'n groot groep mense het aangegaan met eet en drink en trou en in 'n huwelik uitgee, asof daar geen einde is nie. Nou gebeur dit dan so ook in hierdie tyd waarin ons leef, dat daar ook 'n groter groep mense is, wat nie die tekens van die tye kan lees nie. Wat nie kan verstaan die erns van die tyd waarin ons is op hierdie stadium nie. En dit gebeur ook dan so dat die Here Jesus voor die Joodse raad verskyn met sy kruisiging en die hoërpriester ook al die kennis gehad het. Die Joodse raad en die skrifgeleerders en die Fariseërs het al die skrifte geken rondom die Messias. Maar die dag toe die Seun van God voor hulle staan, het hulle hom nie geken nie. Hulle het oë gehad, maar kon nie sien nie. Hulle het ore gehad, maar kan nie hoor nie. So leef ons in hierdie dae van mense wat oë het, maar kan nie sien nie, en ore het en kan nie hoor nie, en nie die erns van die tyd kan besef waarin ons woon nie. Die belangrike ding vandag is dat dit gaan nie oor wie reg en wie verkeerd is nie, maar wie ingestel is op die werking van die Heilige Gees. Die Here kan met alles deel, deurdat hy vir ons gesterf het aan die kruis. Hy kan vir ons intree, maar as ons nie kan sien nie, as ons nie oë het om te sien nie, as ons nie ore het om te hoor nie, dan sny ons onsself af van die werking van die Heilige Gees. Daar was 'n groot ingenieursmaatskappy wat 'n hoë pos aangebied het vir 'n ingenieur. En hulle het al hierdie kandidaate in 'n saal ingeroep en almal het daar gesit en hulle die afwagtend van hulle onderhoud wat hulle moet voer. En daar was 'n mikrofoonstelsel, 'n klankstelsel, en in hierdie klankstelsel was daar 'n klein liggie wat aan en af gegaan het, en saam met hierdie liggie wat aan en af gaan, was daar ook 'n sein. En meeste van hierdie kandidaate het met mekaar begin gesels en tyd verdryf, totdat hulle beurt is om in te gaan vir die onderhoud. Maar daar was een persoon wat dadelik gesien het dat hierdie liggie en hierdie klank wat dit maak, hierdie sein wat dit maak, is 'n morsekode. En hierdie morsekode het gesê dat die eerste persoon wat by hierdie deur ingaan, is die kandidaat, is die man wat hierdie pos gaan beklee. So 'n kind van die Here, gebeur dit baie in die wêreld waarin ons leef. Ons kan gesels, ons kan aangaan, ons kan maak asof daar niks gebeur nie. Maar die wederkoms van die Here sal die een grootste gebeurtenis wees in die geskiedenis van die mens. En dit lê vlak voor die deur, reg voor ons. En as ons nie hierdie tyd kan sien nie, as ons nie hierdie sein kan sien nie, as ons nie hierdie morsekode van die Heilige Gees van God kan sien en ervaar en hoor nie, dan gaan ons uitmis op die grootste gebeurtenis van hierdie eeue, naamlik die wederkoms van die Here Jesus Christus. So my gebed vir jou uit my hart uit, is dat God vir jou oë sal sien, vir jou oë sal gee om te kan sien, en ore om te kan hoor, sodat jy kan besef die belangrikheid van die tyd waarin jy leef.